Van gebroke kreet tot 'n lewende hoop. Ons kan nie werklik Paastyd vier as ons nie stilgestaan het by die kruis nie. Ons kan nie die oop graf vier, die leë kruis, as ons nie ook werklik iets daarvan probeer besef wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, en dit is juis vandag se bedoeling van die preek, die tema en die teksgedeelte, om te dink aan Jesus wat in ons plek in die kruis gehang het, en daai verskriklike uitroep wat hy gegee het, sodat ons 'n lewende hoop kan hê. Geliefdes, weet u het dit, die Here gee dit vir u, en as ons nou die Bybel uit gaan lees, is dit sy woorde. Ek wil dan nie 'n openingsgebed soos gewoon bid voor ons by die skriflesing uitkom nie, maar juis Psalm 22 lees, want Jesus aan die kruis haal Psalm 22 aan in sy donkerste uur, dink hy terug aan Psalm 22. So as jy wil, kan jy oë toemaak, en dan sal ek vir ons daar so saam lees. U het my gebed verhoor. Vir die koorleier op die wysie van die wilsbok van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat? En bly u ver as ek om hulp roep? My God, ek roep 'n dags en nie antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige, wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien. My veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg. Van die begin van my lewe af is u my God. Moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby. En daar is niemand wat help nie. 'n wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basan slaan op my toe. Soos verskeurende, brullende leeu storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uitmekaar geval. My hart het soos was geword, dit smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte. U laat my lê asof ek dood is. Soos honde het hulle my omsingel. Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en my voete vas. Al wat bene in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek lootjies oor my mantel. En u, Here, moet tog nie so ver bly nie. Bron van my krag, help my tog gou, red my van die swaard, my kosbare lewe uit die mag van die honde, red my uit die bek van die leeu, en tussen die horings van die wilde beeste uit. U het my gebed verhoor. Ek sal tot eer van u naam getuig in die gemeente, in die volle vergadering prys. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom nageslag van Jakob, betoon hom eerbied nageslag van Israel, die nood van die hulpelose het hy nie verontagsaam en geringskat nie, hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulp geroep, na hom het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af, my geloftes sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet, en sal die wat die wil van die Here vra hom prys, mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken, en hulle tot hom bekeer.
alle volke sal hom as koning erken. Want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Amen. Dit is so 'n menslike ding om te doen. Om weg te skram van dit wat onaangenaam is en dit wat seer maak. Kom ons sê die donker tye in die lewe. Want as ek nou vanoggend vir u so 'n lampie kon gee, wat sal hy die genie, so djinn kom maar uit, poef. En hy gee vir jou, dit is ons 3 wense, maar hy gee vir jou 'n wens. En jy kon beheer oor jou lewe neem. Wie van ons, is daar een mens in hierdie kerk volgens wat sal sê, ek wil graag beproef word. Ek wil graag onder druk verkeer. Ek wil graag dalk deur iemand as 'n vyand beskou word. Ek wil bespot word. Dit sal ons absurd wees. En daarom doen ons enigiets in ons vermoë om ongemak en pyn en donkerte te vermy. Ek wil amper sê soos die pes. Ons sal elke maand honderde of duisende rande betaal net om verseker te wees dat daarin vir die toekoms dat ek nie dalk 'n tikkie van ongemak hoef te hê of dalk hoef te bekommer oor die dag van môre nie. Ons weet God is lig. En hy bring vir ons die lig, maar God se lig beteken nie op hierdie aarde verwydering van dit wat moeilik is nie. Dit ruk ons nie uit die donker uit in die sin van dat ons nooit sal swaar kan nie. Geliefdes, ons het dit nog baie lekker. Ekskuus, ek sê dit nou, ons kla baie oor wêreld, ons is daarom negatief oor die land en die politiek en as daar ietsie in ons lewens gebeur en 'n bietjie beproewing kom, dan kla ons. Maar dis nie verkeerd om te kla nie. En weet u teenoor wie ons veral mag gaan kla? Wie vir ons eintlik uitnooi en sê, kom kla maar teenoor my? God self. Daar is in 1986, 3 jaar na ons geboorte Gallie, was daar 'n Nobelpryswenner. Was 'n Jood gewees met die naam van Elie, afkorting vir Eliezer, Elie Wiesel. Hy het 57 boeke geskryf. En hy het die Nobelprys vir vrede, versoening en menswaardigheid gewen. Sien, hy het eenvoudig 'n bietjie anders oor die lewe gedink as ander mense en hy het geskryf daaroor. Hy vertel van toe hy 16 jaar oud was, lê Elie in Auschwitz. Hy is op die onderste bankie en sy pa is op die boonste bankie. En sy pa durf waag vir een van die wagte, vra vir water want hy's baie dors. En Elie vertel as 16 jaar gesê, hy sê hy het daar gelê en hy het gehoor hoe hierdie wag sy pa doodslaan. Sy pa het reg bokant hom geroggel en sy laaste woorde sê Elie was sy naam. Hy het uitgeskree met sy laaste asem, Eliezer. En Elie sê, hy het as 16-jarige seun, hy het nie geantwoord op die noodkreet nie. Hy het nie eenvoudig nie geweet wat daarom te doen nie. En so verloor 'n jong seun sy pa op 'n verskriklike manier. Elie gaan verder, hy vertel van hoe hy in daai selfde Nazi kamp is. En hy sien hoe 2 mans gehang word aan die galg, as ook 'n kind. Hy sê toe die valdeur oopgaan, was die 2 mans vinnig dood, want hulle lywe was swaar. Hulle nek het waarskynlik gebreek of hulle het vinnig, maar hy sê die kind se liggaam was te lig
En daai kind se lyding was lank. En Eli sê, hy hoor hoe iemand agter in die skare uitskree, waar is God? En hy sê, hy het weer net stil gebly. Hoe baie keer vra ons nie daai vraagie? Waar is God? Waar is hy nou, in hierdie omstandighede wat my dikwels so verskriklik is? Geliefdes, ek wil nie maak asof ek die moeilikste beroep in die wêreld het nie, maar ek as predikant, jy gaan sit by mense en hulle het van die verskriklikste goed oorgekom. 'n Pa kontak my weer in die week en sê vir my 28-jarige dogter het 3de graad kanker, breingewas, 28 jaar oud. En my lewe gaan aan, ek moet nog werk en ek moet doen wat ek moet doen, maar ek sit met hierdie vraag. Dominee, waar is God? En as 'n mens so in 'n sitkamer sit van mense wat iets in die lyn van daai vraag vir jou, wat antwoord jy? En as daar gewoonlik so 'n lang stilte, en al wat 'n mens maar kan antwoord is wat die Bybel vir ons sê, is om vir so 'n mens te sê, vir jouself te sê, daar was 'n man, eens, nie 'n gewone man nie, en hy het van God afgekom, en hy was God self. En in 'n sekere sin was God self daardie goeie Vrydag, maar daardie donker Vrydag aan die kruis vasgespijker. Sy eniggebore seun, wat uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 22. Jesus in sy donkerste uur gryp na die woord, hy het dit geken. Dis eintlik in 'n sekere sin sy woord. En hy roep hy kreet uit. Dis een van die min keer in die Bybel. Onthou in die Bybel, die Nuwe Testament is hoofsaaklik in Grieks geskryf. Maar in Jesus se tyd het hulle waarskynlik Aramees met mekaar gepraat. En dan hoor ons Jesus se, dis amper verbatim, wat die skrywer vir Jesus aanhaal. As om te sê, dis Jesus se eie woorde. Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Kom ons lees van ons teksgedeelte vanoggend. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rotse uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan. En baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Is dit nie merkwaardig as ons daai Psalm lees, hoe dit amper soos 'n profesie is, wat heenwys na Jesus toe, en jy kan dit lees en jy besef, maar
dis asof dat ek het ook kon geskryf het. Daar staan in die lewe wat ek ook so voel, wat ek ook so wil uitroep teenoor God. En Jesus het daai einste psalm op sy hart gehad. Kan jy self voorstel, jy kan dieselfde woorde gaan bid. Ek en jy kan dieselfde woorde gaan bid wat die psalmskrywer gebid het, wat Jesus gebid het, kan ek vandag nog bid voor God. 'n profetiese uitroep. Maar die teks gaan verder en ons moet let daarop, nadat hierdie dooie mense uit die opgestaan het, die grafte het oopgegaan, en hulle het opgestaan en almal het dit gesien. As 'n mens vir Paulus lees, ons het laas Sondag uit een van sy briewe gelees, is dit nie vir Paulus eers nodig om vir die mense te oortuig dat Jesus opgestaan het nie, want hy het aan baie mense verskyn, die mense het hierdie goed sien gebeur. Daar's ou geskrifte, ek weet nie, ek glo dis die waarheid wat hulle in China gekry het, wat presies 2026 jaar terug, waar hulle geskrywe het van 'n dag toe dit skielik pikdonker geraak het, in 'n ander land. Hulle het nie geweet waaroor gaan dit nie, maar dit het gebeur. En dit sê ook, na Jesus se opstaan in vers 53. Dis belangrik. Matteus self wil hê, jy moet die kruis sien, jy moet die kruis lees, maar teen die lig van die opstanding. Kom ons gaan gedeur 3 sulke oomblikke van Jesus, wat vir ons ook kan help in ons lewens. Daar's 'n baie ou tradisie van die sogenaamde lament, of klaag. Nou vir Jode van daai tyd, en eintlik vandag nog steeds, is dit glad nie 'n vreemde ding om as deel van hulle godsdiens en godsdiensbeoefening die tradisie van lament te beoefen nie. Om met hulle diepste seer en pyn voor God te kom en te wroeg voor God. En Jesus was ook bekend daarmee, dit was veral in die antieke tyd waar gewees. Lees maar daai psalms, daai klaapsalms. Nou ons moderne westerse mense is ons nou heeltemal anders. Ons wil nie eers daar kom nie. En as daar iets in ons lewens gebeur, as ek iemand siek raak, of iemand neem afskeid van iemand aan die dood, dan sal dit gewoonlik wees soos, ja, baie jammer, sterkte met jou beproewing, en dan moet jy eintlik maar oor dit kom, en jy moet aangaan. En ek wonder partykeer, is dit regtig die bedoeling van God? Gun hy ons nie partykeer om net voor hom te kom huil nie? En ja, geliefdes, te kom kla nie. Dis die Here, maar hoekom is dit so? Kan u met alle eerlikheid in die hart en vrymoedigheid, sonder om skuldig te voel, voor God kom en sê, Here, ek verstaan nie. Ek is eerlik, ek is brutaal eerlik, en ek kom voor u met my broosheid, my swakheid. En ek vra vir Here, hoekom laat u dit toe? Hoekom is u so ver? Hoekom voel u so ver van my af? As u dit nie kan doen nie, dan nooi Jesus ook vir u uit vanoggend in die Bybel, gaan begin net eenvoudig weer die psalms te lees. Begin by Psalm 1, dit gaan jou nie lank vat nie. En lees weer die psalms. Want dit leer vir ons hoe om te bid, en hoe om in eerlikheid voor God te kom. En so weet ons ook, deur Psalm 22, deur Jesus se lyding aan die kruis, sy dood, sy opstanding, dat die donkerte somtyds vir ons die lig kan wys. Sommige net so, as u na die diens, Chantel, ek nou die aand, as ek baie verras om te hoor, jy hou ook van hard rock en 'n bietjie metal, nê? Ek moet bely, Dominee Magnus seker nou nie van daai gedou nie, maar ek ook van lekker rock and roll. Na die diens wil ek vir u 'n lied speel wat, vir die wat wil, kan agterbly, dit is 'n hard rock, maar wat 'n baie mooi boodskap het van hoe donkerte somtyds
vir ons lig kan bring. En ek dink die Here het dit ook so bedoel. Eintlik is dit die enigste pad hoe ons daar kan uitkom. Die tweede beweging van ons teksgedeelte het baie plofkrag. En Matteus sê dit hier, Jesus het ons uitgeroep, daai Eli lema sabachthani in Aramees, maar dan lees ons verder, in Matteus het hy nog 'n kreet, nog iets uitgeroep, voor hy sy laaste asem uitgeblaas het. En ek wonder, wat was daai woorde gewees? Miskien is dit nie vir ons aangeteken of opgeskryf, omdat dit net tussen hom en sy vader was. Die mense was nie veronderstel om te weet wat dit was nie, dit is tussen hom en God, en sy vader. Maar hierdie kreet, hierdie uitroep, breek deur die stilte. Ek wil amper sê, dit skrou 'n nuwe wêreld oop, waarin ons tot vandag toe deel het. Wat van ons kreet? Dink aan 'n verhouding, enige verhouding waarin jy is, as jy in 'n ernstige gesprek, of selfs dalk 'n argument betrokke raak, skree 'n mens baie keer, verhef jy jou stem, maar jy skree eintlik 'n nuwe realiteit in, oop. En dit is baie keer nodig om te skree, want Jesus is skrou die donkerte deurbreek. Walter Bruggeman, 'n bekende teoloog, ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, ek het dit self vertaal, maar hy sê, die voorhangsel in die tempel wat van bo tot onder geskeur het, was die geheime misterie van die tempel, wat dekking gebied het vir die imperiale ekonomie van uitbuiting. Hy praat van 'n ontmaskering van sogenaamde veilige klein godsdiens. In Engels, safe little religion. En dis 'n virus, dis soos 'n siekte, hierdie veilige klein godsdiens. Die mensdom, die wêreld is vasgevang daarin, dis 'n siekte. Want 'n veilige klein godsdiens hou van maklike antwoorde. Dis hoe dit werk. Ongelukkig werk dit nie so by God nie. Partykeer moet jy gaan soek, diep gaan soek, gaan stoei, met alle respek, met God, om antwoorde te kry. A safe little religion sing lekker, goed voel liedjies. Gospel musiek wat my laat lekker voel, sodat ek kan beter voel oor my situasie in die lewe. Dis nie ek wat vir God aanbid en eer nie. Dis eintlik vir my bedoel. 'n veilige klein godsdiens hou van Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Maar dit wil nie Psalm 22 gaan lees nie, wat dit vooraf gaan nie. 'n veilige klein godsdiens kies 'n oppervlakkigheid bo die reis van donkerte, van verlate vlaktes. 'n veilige klein geloof hou van die idee van 'n leë graf. Van Jesus wat vir ons intree by God die Vader in die hemel, maar dit vat 'n kort pad verby die kruis. 'n veilige klein godsdiens hou van toegordyne. Toegordyne vir myself, toegordyne vir die mense rondom my, en soms ook vir God, waar ek nie myself toelaat om eerlik en opreg 'n noodkreet uit te gee wat baie keer nodig is nie. Maar die voorhangsel het geskeur, die grafte het oopgegaan. En soos Walter Bruggeman sê, hy sê die kruis vernietig veilige klein godsdiens. Verby maklike antwoorde. Die pad na die opstanding loop eenvoudig deur die kruis. Die pad na lewe loop deur dood. Letterlik, ons moet eers ons koppe neerlê om by God te wees, maar in hierdie lewe ook. Om 'n oorwinning te kan hê, moet ons deur die dal van doodskade weer gaan, soos Jesus reeds het. En hy is by ons. Ons is nie alleen nie. Die derde moment waarvan ons lees is dat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het. Die laaste asem wat hy ooit as mens gehad het.
Dis nogal heilige oomblikke daai. Ek weet nie wie van u al die, kan ek sê, voorreg gehad het om by iemand te wees wat op hulle laaste is nie. Te sien hoe iemand, jy sien daai mens nogal hê, daar's lewe en dan skielik is daar nie lewe nie. Dan besef jy, hier is nou 'n leë dop. Die mens, die siel is nou weg. En daai laaste asem is so heilig. Jesus blaas daai laaste asem uit. En hy gaan die dood binne. Maar geliefdes, nie die dood soos wat ons het ooit hoef te ken nie. Ons kan nie doodgaan nie. Daar is nie vir ons so iets soos die dood nie. Ons hoef nie eers te praat daaroor nie. Want daar is ons lewe, ewige lewe. Die oomblik as ons hierdie aarde verlaat, ons laaste asem uitblaas, dan is ons by God in die hemel. Dis die belofte. En ons moet dit glo en vashou daaraan met alles wat ons is, dat dit vir ons kan hoop gee. Maar Jesus, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het hy werklik, regtig erg, soos die kinders sê, die dood binne gegaan. Was hy van God verlaat? Wat was dit? Hoe was dit? Ek weet nie, maar dis wat die hel is. Die hel is daar waar God nie teenwoordig is en geliefdes, hy het dit vir ons gedoen. Maar hy het opgestaan 3 dae later. Ons kan nie Goeie Vrydag wil vier, Opstanding Sondag wil vier, Paasfees wil vier, sonder om stil te staan met dit wat Jesus gedoen het. Want dit maak dan vir ons dankbaar. Baie dankbaar. En dan begin ons so lewe soos dankbare mense vir ek wat alles gekry, die lig wat vir my gegee is. Onthou jy daai vertelling van Eli, van die 2 mans en die kind wat aan die galg gehang het? Hy sê toe nadat daai man uitgeroep het hier agter hom, waar is God? Was daar 'n stemmetjie in sy hart, wat gesê het, daar hang God aan die galg. So om te sê, maar God voel seer saam met ons, hy voel pyn, hy voel verwerping. Hy was ook 'n mens gewees, net soos ek en u. Eli Wiesel was 'n Jood gewees. Ek weet nie waar is hy op hierdie oomblik nie. Maar ons sien ook iemand aan 'n vloekhout. En dit was werklik God gewees wat in ons plek daar gehang het. Prys die Here vir genade, vir liefde. Dat sy liefde meer is as net 'n woord wat uitgeroep word, of 'n sug wat gegee word, of 'n traan wat gestort word. Jesus kom huil die dood. Hy het iets gedoen daaraan. En daarom is dit 'n keerpunt in ons lewens, 'n keerpunt in Paasfees. God is nie in die graf nie, hy lewe. Hy heers. Ja, hy is aan die kruis gehang, maar hy is nie meer daar nie. Hy is nie meer in die graf nie. Die vraag is dan nou, eenvoudig vanoggend, geliefdes, wat nou? Wat nou? Wat beteken dit vir jou? Hoor maar net eenvoudig, jou donkerte is nie die einde nie. Al voel dit so. Al is jy op daai punt om daai kreet te gee. En jy mag dit maar gee en doen dit, maar daar is altyd 'n opstanding Sondag op pad. Paasfees. Ons dien nie 'n dooie verlosser nie, maar 'n lewende Here. Kom ons bid saam. Here, ons wil U loof en prys. Ons wil dit doen deur gebed. Ons wil dit doen deur sang. Ons wil dit doen deur ons lewens. Maar Here, ons kom bid dan vanoggend, sien vir ons spesiaal elkeen raak. Ek bid vir elke lidmaat vanoggend hierso in die kerkbanke. Vir hulle wat dalk 'n bietjie lang naweek hou en besluit het om in te lê. Vir hulle wat dalk op pad is ergens heen. Here, U ken elkeen van die kinders op die naam. Ons name is op die handpalm gegraveer, sê die Bybel. En op daardie selfde hand is aan 'n kruis vasgespijker. Here, ons weet U het ons in gedagte gehad, vir my, toe U aan die kruis gehang het. Dankie dat U die dood oorwin het. En ons vier in hierdie Paastyd
Sonder om die gebeure van die kruis te wil sidestep, om het so te stel, Here, wil ons deur hierdie donkerte die lig sien en in u lig gaan lewe. Sterk ons, help vir ons, Here. Dankie dat u in ons harte ook kom bly en van ons nuwe mense maak. Seën die res van hierdie Sondag en die week ook vir ons. En hou vir ons styf vas in die vaderlike vleuels. Amen.